Ons is besig met ons reeks van die kruispad en ons is in sessie 4 waar ons bietjie die moeiliker onderwerp gaan bespreek en dit is versoeking. Nou, was jy al ooit versoek gewees? Dit is moeilik om vir iets nee te sê in 'n oomblik van swakheid. Daai lyn wat jy weet jy nie moet oortrap nie. Ons val baie keer die meeste van versoeking wanneer ons swak, moeg en gestres is. Baie keer weet ek ook, Vrydae-aande is van die moeilikste aande vir my, want ek is moeg en dis wanneer ek die meeste versoeking het in my lewe. Nou, kom ons lees iets van Jesus se pad met versoeking. Nou Matteus 14 vers 1 tot 11 lees ons. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Maar daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as jy neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het 'n engel gekom en hom versorg. Elke gelowige gaan in woestyntye in. Tye wanneer jy leeg voel, beproef word en swak is. Selfs Jesus, ons volmaakte verlosser, was nie gespaar van versoeking nie. Direk na sy doop, voor hy sy bediening begin, word hy deur die Gees in die woestyn gelei. Hoekom? Om getoets te word. Ons is disippels van Jesus en daarom volg ons die kruispad wat hy vir ons gestel het. Hierdie gebeurtenis wys ons nie net hoe Satan werk nie, maar hoe Jesus oorwin het en hoe ons ook staande kan bly wanneer versoeking kom. Nou, daar's 'n strategiese aanval van versoeking. By jou eerste een kan jy invul, versoeking kom wanneer ons swak is. Jesus het 40 dae gevas. Fisies was hy op 'n laagtepunt gewees. Juist toe kom die duiwel. Satan wag baie keer tot ons moeg is, moedeloos of eensaam, of selfs geestelik droog is, voor hy ons versoek. En dan fluister hy in ons oor, jy verdien dit. Net een keer, niemand sal weet nie. Jakobus 1 vers 14 sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Ons moet bewus wees van hierdie oomblikke, tye van swakheid. In die week het ons baie dae, sekere dae, wat ons miskien moer is as ander. Dit is wanneer jy juis naby aan God moet wees, en nie aan jou vlees nie. Tweedens, versoeking bevraagteken altyd ons identiteit. Die duiwel begin en sê, as u die seun van God is. Let op, Satan het Jesus se identiteit aangeval. Net voor dit het God tydens Jesus se doop gesê, identiteit en die autoriteit aan hom gegee en vasgemaak as hy is die seun van God. Matteus 3 vers 17 kry ons waar ons sê, daar was ook 'n stem in die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Een van Satan se hooftegnieke in versoeking is om ons te laat vergeet wie ons is. Satan fluister in jou oor, is jy regtig 'n Christen? Is God regtig lief vir jou? Maar ons identiteit is nie gegrond op gevoelens of omstandighede nie, maar dit is verseël deur God se woord. Jesus was gekonfronteer met 3 versoekings.
Die eerste een wat ons kry is die klippe en brood. En dit is fisiese versoeking. Satan versoek Jesus om sy behoeftes sy eie manier te bevredig buite God se wil. Hoor wat sê dit? Jesus antwoord: die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons gees en vlees is in konstante konflik met mekaar. Paulus praat van hierdie konflik tussen gees en vlees. Maar ons moet ons vlees kruisig en elke dag, jy kan daar invul, ons gees voed met God se woord. 1 Korintiërs 9 vers 25 sê: almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinningskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek die ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons diepste honger is nie kos, geld of plesier nie, dis eintlik God se woord. Ons voed die gees met God se woord. Die tweede versoeking wat plaasvind, is wat hy sê, spring van die tempel af. En wat is dit? Dit is trots en om God te toets. Ons kry dat die duiwel al selfs die skrif uit om te sê, maar hy verdraai dit en hy sê eintlik bewys jouself. Ons het nodig om te besef, ons het nie nodig om onsself te bewys nie. Trots is baie keer die moeilikste sonde om in onsself raak te sien. Hoor wat sê Jesus in sy antwoord. Hy sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Spreuke 16 sê, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Om God se seën oor iets te vra wat nie sy wil is in ons lewe nie. Ware geloof vertrou God. Dit eis nie dat God homself aan ons moet bewys nie. Die laaste een is wat sê aanbid Satan. En wat dit eintlik is, dis 'n kort pad na mag. Satan bied vir Jesus al die koninkryke van die wêreld aan as hy net een keer sou buig. Ons kan nie God dien met een voet in die wêreld en een voet in die hemel nie. Deuteronomium 6 vers 13 sê, Jesus sê, gaan weg Satan, daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. So hoe doen ons dit? Fokus op hemelse skatte. Kolossense 3 vers 1 sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Satan bied altyd kort paaie aan, sukses sonder opoffering, maar ware oorwinning kom net deur gehoorsaamheid aan God. God se woord is ons wapen teen versoeking. By al 3 versoekings antwoord Jesus elke keer, daar staan geskrywe. Hy het dit nie gedebatteer of geredeneer met hom nie, hy het net die woord van God verklaar. So ek wil jou aanmoedig, moenie val vir Satan se versoekings in jou lewe nie. Vra God om jou te versterk in daai oomblikke wanneer jy swak is. Hier's 'n paar praktiese toepassings oor hoe om versoeking in jou lewe te oorwin. Nommer 1. Ken die skrif. Berg dit in jou hart. Wanneer versoeking kom, moenie jou eie krag veg nie. Spreek God se woord hardop. Nommer 2. Jy kan versoeking oorwin want Christus het die voorbeeld gestel. Nommer 3. Spandeer tyd om jou gees te voed en vas om jou vlees te kruisig. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Aba Vader, Here, dankie dat ons U kan volg, Here, om te sien wat ons moet doen as ons versoek word. Here, vergewe ons waar ons baie keer vir versoeking val, Here. Here, waar ons in ons vlees lewe. Here, help ons sodat ons gees kan voed, Here, deur U woord en kan sterk staan wanneer versoeking kom. En ons sê, Amen. Jy sal nou sien, baie belangrik, dat binne in jou boekie is daar nou 'n paar klein groep besprekings wat jy saam met jou groep kan bespreek. So bespreek dit saam en wees eerlik oor die versoekings wat in jou lewe is. Totsiens.